Goeienaand, ek hoop dit gaan goed met jou vanaand en wat 'n voorreg om vanaand ook saam met elke een te kan bid. Ons het sommer net 'n paar dinge op die hart. Ons gevoel het ons vanaand by die voete van die Here moet kom neersit en daarom is dit vir ons 'n voorreg om vanaand as geestelike familie amper voor die Here te kom staan en soos Hanna sekere goed ook van hom af te pleit. En ons gaan die Here vanaand vertrou vir groot deurbrake, ons gaan hom vertrou vir groot wonderwerke, vir 'n groot werking van die Gees en vir getuienisse wat hierna selfs nog gaan aanhou. So nie net vir elkeen wat in die oomblik ingeskakel is nie, maar ook vir elkeen wat hierna die video kyk. En baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is op hierdie gebedstyd. As jy 'n spesifieke gebedsversoek het, stuur vir ons asseblief in die comments. Ons gaan self na die tyd, gaan ons ook die comments deurlees en ons gaan saam met jou bid en weer eens die Here vertrou vir 'n groot werking en aanraking vanaand. So vanaand is ook 'n gesamentlike poging of 'n samewerking met Delmas Wes Familiekerk en Spreek Vry of Spreek Vry Delmas Wes Familiekerk. En weens wat 'n voorreg om hierdie tyd as gebedsfamilie van reg oor die land ook saam met mekaar te kan spandeer. So ons weet ook natuurlik in Delmas is daar môre 'n spesifieke protesaksie. Ons wil graag vanaand ook daarin bid. Net so weet ons daar's mense van reg oor die land op hierdie stadium wat sit met en 'n paar ander plekke ook wat sit met spesifieke siektes, wat sit met baie spesifieke behoeftes en gebedsversoeke en ons gaan vanaand aan al daai probeer raak. So voor ons daarin gaan, het ek net 'n vinnige woord op die hart en dis 'n ding waar ek ook Sondag gepraat het en dit is: waar is jou tentpenne op die oomblik vasgeslaan? Want sien, baie keer vertrou ons die Here vir sekere deurbrake, vir sekere goed in ons kinders se lewe, vir sekere goed dalk selfs in my liggaam, in my siel, in my gees, maar my tentpenne is nie noodwendig in die grond van die koninkryk ingeslaan nie. En dit laat dink my so aan hierdie ou met die naam Lot, en ons almal ken Lot se verhaal en die verhaal van sy vrou, wat uiteindelik in 'n soutpilaar verander het. Maar op 'n stadium het Lot en Abraham eintlik in 'n sekere moeilikheid beland, en dan skei hulle paadjies, en Lot gaan dan na hierdie dorp toe, of hierdie stad toe, wat niemand verwag het nie, die stad met die naam Sodom. Nou, ons sonnaskooljuffrou het altyd gesê, hy was so dom om na Sodom toe te gaan, en ons het altyd lekker vir dit gelag, maar hy kom dan by Sodom, en dan sê die woord in Genesis 13, hy het sy tentpenne in die grond voor Sodom vasgeslaan, en eintlik wat hy daarmee gaan doen is, hy het sy tentpenne gaan vaslaan in grond wat hy geglo het, vir hom 'n sekere tipe sukses gaan bring, maar hy het nie besef wat hierdie dorp of hierdie stad uiteindelik aan hom sou doen nie. Sien, die naam Sodom beteken nie net verskroei of verbrand, soos wat hy later bekend gestaan het nie, dit beteken ook wingerde wat jou vergiftig, of vergiftigde wingerde, en wat beteken, dit lyk amper soos hierdie wynland wat mooi is en goed is, en ek wil meer van dit hê, en ek wil dit ruik, en ek wil dit proe, en ek wil al hierdie goeders in hierdie stad en in hierdie plek gaan doen, maar die oomblik as ek van daai wynland begin proe, of my tentpenne in daai grond inslaan, begin dit my stadig maar seker vergiftig en wegdryf van die Here af. En ek dink dis baie keer dieselfde met ons. Daar's sekere goed waarin ons dalk vir 'n seisoen ons tentpenne inslaan en ons besef nie, dis besig om ons weg te dryf van die Here af nie. En baie keer is dit die mense met wie ons omring, ander kere is dit die grond van sukses soos by 'n Sodom, ander kere is dit dalk selfs in die loopbaan van ons kinders, en ons slaan ons tentpenne in op die sport, op Sondag en op al hierdie goeders, en ons besef nie, vir 'n seisoen lank is ons besig om ons tent op te slaan voor Sodom, en is ons besig om vir ons kinders, of dalk selfs vir onsself, te wys dat God nie regtig meer vir ons 'n prioriteit is nie, of dat daar ander dinge is wat belangriker as God geraak het. En ek dink daar's so baie plekke waar ons tentpenne kan inslaan, in bekommernis, in vrese, net so in hierdie begeertes vir sekere goed in ons lewe, net so in onvergifnis. Daar's so baie plekke waar ons tentpenne kan inslaan, want ons voel dat dit in die oomblik vir ons goed is, en mooi is, en nodig is. Maar sien, die Here het van Sodom gesê, maar hierdie is slegte mense, so met ander woorde, Lot, moenie jou tentpenne daar inslaan, hierdie plek gaan jou vergiftig, dit gaan jou siel begin doodmaak.
En nog steeds het Lot dit gaan doen. En uiteindelik kom daar hierdie 2 engele by Lot aan en die mense van Sodom spot hulle eintlik en wil die engele misbruik en dan laat die engele vir Lot hulle wegtrek. En hy het hierdie kans om sy tentpenne uit te trek en in ander grond te gaan inslaan. Maar dan gaan kruip hy weg in 'n grot en hy mis daai oomblik. En dan die res van die verhaal is eintlik hartseer. Sy vrou word in 'n soutpilaar verander, daar's goed wat met sy dogters gebeur en al die dinge. Maar sien die een ding van tentpenne wat ons moet verstaan is baie keer slaan ons dit in die verkeerde grond. Maar die genade van tentpenne in die koninkryk is, tentpenne is beweegbaar. En tentpenne is daar om juist uit te haal en weer vasgeslaan te word in die regte grond. Nou die ander woord vir tentpen in die woord beteken om jouself vas te pen in glorie, vas te pen in die teenwoordigheid van God. En dis waarheen die Here ons uitnooi om te sê, maar as jou tentpenne op die oomblik nie in goeie grond ingeslaan is nie, trek dit uit, haal dit uit, of dit by 'n werk is, of dit in 'n finansiële situasie is, in 'n siekte is, of dit selfs in sukses is, wat besig is om jou weg te trek van God af, ongeag waar dit ingeslaan is. Trek dit uit en gaan slaan dit vas in grond waar ons sy teenwoordigheid vaspen in ons lewe. En daar kry ons die verhaal van Isak byvoorbeeld in Genesis 26 waar hy sy tentpenne gaan inslaan in die grond by Berseba, en Berseba beteken die put van belofte. En sien hy het rondgetrek en sy tentpenne ingeslaan en weer uitgehaal en weer ingeslaan en weer uitgehaal. En uiteindelik kom hy by Berseba, hy slaan hy tentpenne in en dan begin die Here met hom praat. Sien wat het gebeur? Hy was desperaat om meer van God te kry. Hy het sukses bereik langs die pad, hy het 'n klomp ander goed beleef, maar hy wou seker maak dat sy tentpenne in die grond van die koninkryk ingeslaan is. En die oomblik toe hy dit doen en hy kry daai plek, toe slaan hy sy tentpenne vas en die Here begin praat en hy het amper die teenwoordigheid van God vasgepen in sy tent, in sy huis, in sy wese. En wees, dis die uitnodiging van vanaand. Dis as jou tentpenne nie in goeie grond is nie, trek dit uit, gaan slaan dit vas in daai grond waar ons die teenwoordigheid van God vaspen in ons huise. En mag dit vir jou so wees. Die vraag is altyd, hoe doen ek dit? En daar is Efesiërs 5 vir my eintlik so mooi, want in Efesiërs 5 lees ons van moenie soos hulle wees wat met wyn gevul is nie, moenie dronk wees nie, moenie al hierdie goed nie, maar dan is daar hierdie gedeelte wat sê, maar laat julle met die Gees vervul, en dan sing onder mekaar psalms en lofliedere en aanbid die Here julle God, en dan gaan hy nog verder, en dan sê hy, en leef in dankbaarheid, en dan saam met dit, en eer die naam van Jesus Christus. So ons sien in Efesiërs 5 hierdie 4 goed. Ons sien die Heilige Gees, ons sien aanbidding en lofprysing, ons sien dankbaarheid en ons sien die naam van Jesus Christus. En dis waarin ons veronderstel is om vanaf die Nuwe Testamentiese tyd ons tentpenne in vas te slaan. En wanneer jy dit doen, slaan jy dit vas soos 'n Isak by die put van belofte en kan die Here weer in jou oor begin fluister, kan hy weer in jou hart begin werk, kan jy weer sy stem begin hoor soos vroeër, maar ek het nodig om daai tentpenne uit te haal en in te slaan en vas te slaan en uit te haal en vas te slaan, tot ek by daai plek kom waar ek die put van belofte gevind het, waar die teenwoordigheid van God gaan rus op my tent. En daarom wil ek jou uitnooi vanaand, maak die Heilige Gees jou vriend, maak die Heilige Gees deel van jou lewe, luister na sy stem, as hy vra, wees gehoorsaam, moenie 'n Lot wees en by Sodom gaan opslaan nie, want baie keer kom daar 'n geleentheid, maar iets in jou sê, moenie daai geleentheid vat nie, want dis nie van God af nie, luister na daai stem, dis die Heilige Gees wat praat, en saam met dit, maak aanbidding jou lewenswyse, slaan jou tentpenne in die aanbiddingsmusiek, in jou kar, as jy vol bekommernis is en angs, speel daai musiek kliphard, maak nie saak of jy ou by die robot jou hoor nie, speel dit hard, maak dit deel van jou huis, maak jou huis 'n plek van aanbidding, net so dankbaarheid wys vir ons waar God alreeds saam met ons geloop het en waar hy weer gaan. Maak dankbaarheid deel van jou daaglikse lewe.
Kyk waar die Here al was, en dank hom daarvoor, en dan die naam van Jesus Christus, en dis ons anker, die naam van Jesus Christus, slaan jou grootste, sterkste tentpenne daarin, en net soos ons vanaand bid, gaan ons bid in die naam van Jesus Christus, en ons gaan die Here vertrou, dat ons tentpenne vasgeslaan word, in hierdie kragtige naam, wat verlos en genees en bevry, en ons vertrou, dat wanneer ons daai naam sê, dat hy opdaag in my lewe, in my liggaam, in my huis, in elke oomblik. So slaan jou tentpenne daar vas vanaand, pas op vir die sodoms, en maak seker, jou huis, jou tent, en jou tentpenne, is vasgeslaan, by die put van belofte, en mag dit vir jou so wees. So ek wil vra, op grond daarvan, kom ons bid vanaand saam, kom ons vertrou die Here, vir 'n groot werking, onder andere in Delmas, net so in elke ander deel van die land, en ander plekke waarvan ouens kyk. Ons vertrou die Here saam met jou vanaand, en ons glo daar gaan genesing kom, bevryding kom, verlossing kom. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vanaand hier is. Dankie Heilige Gees vir 'n groot werking van U Gees vanaand. Ons wil vanaand vra, Here, kom openbaar vir ons, wys vir ons in ons harte, waar ons tentpenne ingeslaan is in verkeerde grond. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat U in die werk is, dankie dat U besig is, Here, om goed te doen, om dinge te doen wat ons verstom gaan laat staan. Dankie vir elke getuienis uit hierdie aand uit. En Here, vanaand wil ons vra, help ons om ons tentpenne in te slaan by die put van belofte, waar ons U stem kan hoor, en waar U teenwoordigheid kom rus op ons tente. Net so Heilige Gees, Jesus, wil ons vanaand kom bid vir elkeen wat siek is. En ons sê nou in die naam van Jesus Christus, liggaam word gesond. Here, kom raak vanaand elke vorm van pyn, elke infeksie, elke siekte, enige kroniese kondisies aan in die naam van Jesus Christus, elke naam wat opkom, elke gebedsversoek wat in die comments is, selfs hierna, en dankie daarvoor, Heilige Gees. Ons eer U vanaand vir 'n groot werking. Ons eer U vanaand vir 'n getuienis. Here, ons kom bid ook net so vir huwelike vanaand. Ons bid vir ons besighede. Here, ons bid vir ons regering. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons kinders. Ons bid vir ons huise en ons skole. En ons vra, Heilige Gees, kom gryp in. En dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat U hier is. Dankie dat U aan die werk is. En Here, net so wil ons graag kom bid. Here, ons wil vanaand ook spesiaal bid vir Delmas. Here, dankie dat U môre in ons dorp teenwoordig is wanneer hierdie protesaksie deur die strate gaan. Ons vra vanaand in die naam van Jesus Christus, beskerm elke huis, beskerm elke besigheid, elke persoon. En dankie Here, dat U teenwoordigheid in die strate van Delmas uitgaan. Dankie Here, vir 'n oomblik waar U verheerlik gaan word, selfs in die aangesig van 'n vyand. En ons eer U daarvoor. Vader, dankie dat U teenwoordig is, net so in elke ander dorp, elke ander stad, wat ons dalk nie vanaand noem nie. En ons eer U, en ons die so lief, Here. Dankie dat U hier is. Seën elke persoon. Hou ons harte by U. Help ons om ons te anker in U. En ons eer U, en ons die so lief, Here. Dankie vir hierdie aand saam. Dankie vir tyd as geestelike familie. En wees saam met elkeen. En geef hulle vrede en vreugde. In die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen. Te dankie dat jy vanaand saam gebid het. Stuur asseblief aan vir iemand wat dit dalk nodig mag hê. Mag die Here jou seën. Dankie geestelike familie dat ons vanaand saam kon kuier. Mag die Here jou seën en baie, baie liefde vir jou.